Jy is ingeskakel op nog 'n episode van Net Gesels saam met my Sarah Jane waar ons elke week 'n kunstenaar so klein bietjie beter leer ken of in hierdie geval 'n musiekgroep so klein bietjie beter leer ken. Nou hier langs my gaan jy sien sit 'n gesig. Gewoonlik is hy deel van 2, maar vandag is hy 'n enkele een. Kyle van Droom Syndroom kuier saam met my. Hoe gaan dit? Dis amazing om hier te wees. Ek is Ja, super excited vir onderhoud. Welkom hier op Net Baie Gesels. cool. Ja, Baie dankie. dis bietjie anders as 'n radio-onderhoud, dis bietjie meer visueel, maar ek Ja. dink dit maak dit ook eintlik bietjie lekkerder, want dan kan mense jou gesig sien en dan kan hulle ook Definitief. die reaksie beter sien op jou gesig as ek dalk vir jou 'n moeilike vraag vra of jy sê, nee, ek moet jou regtig Ja. vertel wat hierdie storie Okay. is. Dan ek is eintlik sonbrille gedra het sodat as jy moeilike vrae vra, sou mense nie Ja, dan sien agterkom mense maar- dit nie. Maar ek gaan jou nie probeer Ja. uitvra nie, moenie worry nie. Hier is dit Okay. regtig net chat. Ons leer julle beter ken want ek dink daar's so 'n groot narratief van mense ken julle as kunstenaars op die verhoog, maar hulle ken julle nie as mense nie. Ons probeer hier op Dat Net is waar. Gesels dit bietjie verander. So, ek Ja. gaan dadelik inspring. Waar Cool. die idee gekom van 'n musiekgroep vorm? So, ek dink die idee van 'n musiekgroep, dit het eintlik gekom van lockdown. Okay. Want ek en my broer het saam gebly in ons ouers se huis. En ons het net soveel tyd op ons hande gehad en goed. En toe kom dit by 'n punt van hy het sy eie musiekkarrière gehad. Yes. Ons praat eintlik nie daaroor nie. Okay, okay. Maar toe het ek en hy half net begin eksperimenteer en saam speel en toe lei dit na ons wat video's maak en toe het ons een random dag 'n TikTok gepost van Yes. 'n song met die naam My Sonneblom. Yes. En toe het die mense so baie daarvan gehou, toe was dit amper 'n ding van okay, ons moet nou hierdie ding begin doen. Ja. So ja, dis eintlik waar dit vandaan gekom het. Okay, nou moet ek praat oor Hy Sonneblom want dit is soort van hoe mense Droom Syndroom begin ken het. Dit was soos die breakout single vir julle. Het Ja. julle twee gedink, het jy gedink hierdie liedjie gaan so huge wees? Nee, ek het nooit so gedink nie en ek dink quite frankly nog steeds nie so nie. Okay. Dis maar nog steeds mal dat daar eintlik mense is wat dit luister of kan relate met die song. Ja. Dis ons crazy want ons het dit een random Sondagmiddag geskryf binne 5 minute en toe ons die video post en goeters toe was dit soos wow, hierdie is Ja. crazy. So dis nou nog vir ons mal. Ja, en ek dink die ding is ook wat Hy Sonneblom so lekker maak eintlik is, dit was daai tyd toe die liedjie uitgekom het soveel anderste as die Afrikaanse musiek wat tans beskikbaar was. Dit het 'n ander klank aan dit Dankie. gehad. So ek dink dit is Ja. hoekom mense so geresonate het met dit. Dankie. Ek dink ons grootste mission is om Afrikaans musiek in die beste moontlike manier te verander. Want ek kan seker saamstem, meeste songs gaan maar oor Ja. goed. So maar baie dankie. Dit beteken baie dis definitief 'n baie groot mission van ons. Ja, en jy het nou eintlik iets baie spesifiek hier aangeraak want Afrikaanse musiek, daar's so baie Afrikaanse musiek, maar as jy baie keer in daai rat inval van die liedjie gaan elke keer oor dieselfde ding of dieselfde tema, dan begin jy net liedjies oor dit skryf wat jy weet dit is die liedjies wat gaan werk. Ja. So nee, dis presies en ek dink dis hoekom ons vorentoe met ons musiek ook nie wil skryf juist oor daardie tipe goeters nie. En ek dink dit help ook die jeug van vandag om Ja. eintlik Afrikaanse musiek te kan luister wat ja. Ja, en ek dink dit maak dit moeilik want daar's so, ek wil sê so baie jong mense wat vir baie lang tyd glad nie Afrikaanse musiek geluister het. Wat so was soos Ja. Afrikaanse musiek? Oh, really? As jy gehoor het een van jou vriende het soos 'n Afrikaanse liedjie op hulle Spotify of iets dan soos, oh, nee, want dit was nie cool nie. Jy weet, dit was Ja. jou tipiese sokkie musiek of jou kuier musiek by 'n braai of iets soos dit, maar dit was nie regtig cool musiek nie. Cool nee. Nee, ek stem 100% saam. Ek stem 100% saam. Nou moet ek vir jou vra want jy en Kirsten het so 'n bietjie van julle eie vibe, eie klank aan die hele musiekgroep Droom Syndroom gebring. Dankie. En julle challenge nie regtig iets of iemand in die musiekindustrie nie. Julle probeer nie soos iets of iemand anders wees nie. Is dit soos wat is julle doel om soos julle eie ding te doen van die begin af? Ja, ek dink dit was nog altyd 'n groot doel vir ons om altyd 100% onsself te wees. Yes. Want ons soveel kunstenaars wat nooit regtig hulle self was nie en dan op die ou einde werk dinge nie so goed vir hulle uit nie. So ek dink om nog altyd 100% onsself te wees en self te express, dan kan mens nie altyd
hoe kan ek sê, mense doen dan nie goeders wat jy cringy vind Yes. of oor gaan terugdink en terugkyk en wees van, damn it, ons moes dit daai gedoen het nie. Yes. So ja, ek dink dis definitief 'n groot ding, maar ek het ook begin agterkom dis baie deel van soos die jonger musikante wat dit ook doen, wat my Okay. baie excited maak en baie soos trots kan maak oor die musiekindustrie, wat net super cool en amazing is. Yes. Nou jy het nou gepraat van nuwe musikante en nuwe talent wat in hierdie musiekmark in probeer breek. Dink jy dis eintlik moeilik vir nuwe jong talent om vandag in die mark in te breek of dink jy dis makliker want jare terug was dit moeiliker? Ek dink teen jare terug is dit definitief makliker. Okay. Net omrede jy 'n song moes op 'n CD sit Yes. en as dit nie 'n musika was nie, het jy dit nie gemaak nie. Ja, sorry. So ek dink dit is definitief makliker vir kunstenaars van vandag, want as jy dinge soos TikTok, Instagram, mense kan baie maklik jou musiek uitsit in 'n sin met Spotify en Apple Music. So ek sou sê dit is makliker, maar dit maak die hele proses nog steeds nie makliker nie. Ja. Sorry, daai is so confusing. Maar ek dink as mense altyd hulle 100% hulle self is en altyd skryf vir wat hulle wil skryf, dan sal dit either way maak. So Ja, en ek dink in hierdie sosiale media era waar ons vandag in bly, dink ek in 'n sekere opsig is sosiale media platforms en die platforms wat vir jou gegee word baie meer verwelkomend vir talent wat gaan en 100% hulle self is en hulle musiek uitsit. Ek dink dit is daar's regtig 'n gap in die mark wat mense gaan wees jouself, wees authentic, want dit gaan actually werk. Dit is op die ou einde, want praat van dit is byvoorbeeld mense wat nou begin stres oor AI en goeters wat dit gaan oorvat, maar ek dink die grootste ding van ons as mense is juist die feit dat ons almal mense is. Yes. So ek dink as jy dit altyd jouself express en jou mensheid express, gaan iemand of iets dit attracted aan dit voel of iets. So, Ja, en ek dink jy het nou nog baie mooi daaraan geraak toe jy gegaan het en gesê het soos julle het daarom nog nooit iets gedoen wat teen die grein gegaan het van wie julle regtig is nie, dat julle na die tyd terugkyk daarop en gaan, eintlik moes ons nie, want ek dink dit is so maklik om te gaan, wel, ek moet in die musiekmark inbreek, ek moet as iets geken word, ek moet 'n brand wees, so kom ek doen hierdie, want mense sê vir my hierdie gaan werk, maar eintlik is dit nie wie ek is nie. Exactly. Ek dink ja, mense moet so ver as moontlik wegbly, want daar's soveel kunstenaars wat ons ook al meer gepraat het en dan wil hulle half 'n song uitsit wat gaan oor pampoene of kuier Yes. of drank en goeders en dit is nie altyd nodig vir dit nie. Yes. Ek dink hulle kan altyd 100% net hulle self wees, skryf oor wat hulle wil skryf en my beste raad aan sulke mense is om musiek te maak wat jy self sal luister. Yes, So- dis eintlik baie goeie advies want ek dink dan Ja. stuur dit jou ook in 'n rigting en Ja. dit gee ook jou baie meer idees en dit gee jou spasie vir kreatief wees. Dit doen. Ek dink dit is waar kreatiwiteit vandaan kom. So definitief. Nou, jy het eintlik nou so leeway in vir my gegee in my volgende vraag en toe jy nou sê dis waar kreatiwiteit vandaan kom want jy ken die gesegde, family and business don't mix. Dit doen net nie. Maar jy het gister net gegaan en daai het 'n bietjie 'n challenge in siel en gees, want julle werk saam op alle fronte. Ja. Hoe is dit om saam te werk? Raak dit soms uitdagend? Ek sal sê dit word actually nooit uitdagend nie, soos ons Interessant. ma's ook ons manager. Okay. So dit is letterlik 'n hele family business hier. Okay, hou sê julle so 'n bietjie in lyn as julle begin koppe stamp en dan sê sy, Um, "Hey, Sy moes in die begin, maar sy hoef daarom nie regtig meer nie. okay. Maar ek dink omdat ek en my broer soos ons lewe lank al saam is en goeters, is ons al deur saam met alles en ek dink ek en hy verstaan mekaar net so goed. So Ja. mense dink altyd ons beklei of ons fight of goeters, maar ek kan onthou wanneer laas het ons 'n paar woorde geruil of 'n paar vuiste geruil of iets nie. So ja. Okay, dis nou nogal eintlik cool dat jy dit sê want mense sal nou dink, ek meen as jy 'n boetie of 'n sussie het dan weet jy dit raak baie keer challenging, veral as dit twee verskillende persoonlikhede is en ek kan dink as dit by musiek maak kom of 'n liedjie uitsit, dan dink ek dit kan eintlik meer challenging wees want obviously jy het jou eie idees, Kirsten het sy eie idees en dan sit 'n ding van twee kreatiewe breine moet een liedjie maak. Hoe gaan ons nou hierso Ja. compromise of uitkom by die eindresultaat? Kyk, dit het al 'n paar keer gebeur. Soos Okay. ek verduidelik, as my se twee breine nie op dieselfde plek is nie,
Maar ek het al agtergekom en dit gebeur ook baie wanneer ons op stages en goeters van ek en my broer Kirsten kom net half in hierdie zone Yes. waar ons soos connected is en ons verstaan Ja. net mekaar. En dit is waar songs soos Hy Sonneblom of Dans Alleen en goeters ook vandaan gekom het. So ja, definitief. Ja, en jy het dit nou eintlik baie mooi gesê want ek het nou al 'n paar van julle vertonings bygewoon. Ek het julle toe al op die verhoog gesien. Julle is regtig, ek wil die woord in sync gebruik, maar regtig, dit is soos iemand wat nou nog nie een van julle shows gekyk het of so. Julle is regtig in sync as julle optree en dan dink ek So, altyd, dankie. wow, daar beklei julle ooit want dit lyk net of julle so op dieselfde level is. Ja, ek dink kyk daar's al 'n paar kere waar ons mekaar in vasgehardloop het of op mekaar geval het op die stage. Dit gebeur letterlik elke naweek. Okay. Maar ek dink is half hierdie ding van musiek bring my bietjie nader aan mekaar en by mekaar. Yes. So dit is weer eens net ons is op dieselfde Ja. stasie in daai sens. Okay, nou so dan moet ek julle vra, wie speel dan nou wat se rol as dit dan nou by 'n liedjie aanpak kom of is julle albei is involved in elke aspek van dit? Ek dink dit hang af van liedjie tot liedjie. Baie kere sal Kirsten 'n hele liedjie op sy eie skryf en net dit so vir my gee en sê wat dink ek daarvan. Maar meeste van die kere is dit waar ek en hy het al 'n melody wat vassit in ons koppe of iets wat ons wil sê van 'n experience wat ons gehad het in die verlede. So meeste van die kere sal hy begin met 'n melody op die gitaar, bietjie met woorde en dan sal ek gewoonlik oorvat by die, hoe kan ek sê, die beats, Yes. die tromparte Okay. en daai goeie. So ja, dis gewoonlik hoe dit werk, maar dit hang eintlik af van liedjie tot liedjie. Is eintlik so nice dat jy dit sê want dit klink regtig of julle saamwerk aan hierdie hele kreatiewe proses en baie keer is dit 'n kwessie van soos jy sê, hy skryf die liedjie en jy vul in by een area of is dit 'n ding van julle pak dit 100% saam aan, maar elke keer is Ja. die eindresultaat net regtig 'n cool great song. Dankie, dit beteken vir ons regtig baie. Ja. Nou, obviously cool. julle is nou al 'n paar jaar besig in hierdie musiekbedryf, in die musiekindustrie. Dit is nie net julle gister begin het nie. Nou, julle musiek het nou al so 'n bietjie gegroei van Hy Sonneblom af en julle het nou al 'n paar ander goedjies gedoen en uitgesit. Voel julle soos die jare gaan, het julle musiek bietjie meer gegroei of was dit 'n ding van julle wou doelbewus bietjie meer eksperimenteer en ander goedjies uitbring? Ek dink ons nog elke keer probeer doelbewus te eksperimenteer. Om eintlik altyd die boundaries van die Yes. Afrikaanse musiek en mark bietjie te stoot. Okay. Maar ek het agtergekom ons het half bietjie begin beweeg in meer 'n dans tipe vibe met die songs en goeters. Dis nou daarom nie meer die chilling, mellow Yes. goed nie. So maar ek dink vir vorentoe gaan ons dit altyd probeer eksperimenteer en die boundaries soveel as moontlik te push. Ja, en ek dink dis wat dit so lekker maak want ek dink die Afrikaanse musiekmark het regtig eintlik soveel plek vir eksperimenteer. Ek dink net dit is. kunstenaars is baie keer bietjie bang om te eksperimenteer want hulle weet wat gaan werk. Ja, nee, ek stem 100% saam met jou. En ek dink wat meeste kunstenaars moet net besef is moenie bang wees nie. Ja. Wees jouself en dis juist hoekom jy dan sal werk. So Ja, en ek dink dit is eintlik so verfrissend dat jy nou hierso sit en die hele mindset aanneem van nee, ek en Kirsten gaan sit en ons sê hoe kan ons bietjie eksperimenteer of wat 'n boundary kan ons push want dit klink of jy so verwelkomend is vir verandering, veral as dit kom by die Afrikaanse musiekbedryf. Ja, ek dink definitief en ek voel dis ook deel van ons jeug se rol is om Okay. Afrikaans te bevorder as nie net musiek Ja. nie, maar as taal ook. Ek dink meeste van die Afrikaners kan nie net op een plek bly nie. Want die wêreld daar in 'n groei, so ons moet ook anders saam met dit groei. So Okay, maar nou definitief. moet ek vir jou vra want jy het nou 'n baie spesifieke punt hier aangeraak vir my. Nou is ek eintlik so Ja. bietjie excited. Jy het gesê die jeug moet so bietjie die Afrikaans promote en vorentoe vat. Dink jy dit is wat ons jong mense tans besig is om te doen of dink jy daar kan nog baie meer gedoen word van die jeug se kant af? Ek dink tot 'n mate doen die jeug hulle part. Okay. Ek dink definitief meer as in die verlede. Okay. Maar ek dink daar's altyd nog groei en verbetering wat kan kom met sulke goeters. So kyk, ek self kan sê ek is trots altyd op Afrikaanse goeters en bring dit nie altyd uit soos wat ek moet nie. Maar ja, daar's altyd plek vir verbetering en groei. So Ek love dit. Ek love dit. Ek probeer my deel doen. Dit is ja. Laat jy bes te probeer, is al dit saak maak. Ja, solank jy probeer.
Nou moet ek vir jou vra, met julle groei en jy het gesê dat julle nou so 'n bietjie meer in die dans, musiek kant in beweeg. Dink jy julle gehoor groei saam met julle luisteraars groei saam met julle? Ek dink definitief. Want ek dink ons luisteraars, ekskuus, was in die begin ook baie jonk en goeters en soos hulle saam met ons groei word hulle ook ouer. En ek moet sê die studententydperk hou meeste mense van dans. Ja, So ek dink hulle hou daarvan, ek dink hulle groei saam met ons, wat baie cool en amazing is. Ons kry daarmee mense wat sê, nee, hou op musiek maak of iets nie. ja, So want ek meen mense ja. sal nou dink tog gaan 'n paar ou tannies wees wat gaan dis nie musiek nie genigtig word, dis net klanke en woorde en die Ons kry dit melodie gereeld eintlik. Okay. So ja, maar daarom nog nooit van hou heeltemal op nie. Wat ek baie dankbaar vir hou is. Nou, wat sal jy nou vir die tannie sê wat nou sit en my in jou chat luister en dink, ja, maar kan julle nie 'n goeie, ordentlike Afrikaanse liedjie uitsit nie, Kyle? Shame, ek weet eerlikwaar nie wat om vir daai tannie te sê nie. Ek kan dalk vir sê ons gaan met die volgende liedjie probeer. Maar in daardie sens ek dink is ons musiek net nie die tannie se smaak altyd nie. Ja, Wat ook okay is. Ja, dis ook okay, want ek dink dis wat Afrikaanse musiek so cool maak. As jy nie van een liedjie hou nie, jy hoef hom nie te luister nie. Jy kan Ja. skip druk. Maar meer Ja. as dit, jy gaan 'n liedjie vind wat jy van hou in die Afrikaanse Ja, musiekmark. en wat jy mee connect. So Yes. ek sien 100% saam. Ek glo dat jy so oop is daarvoor en ook dat jy gaan julle gehoor groei saam met julle, want ek dink dit is so 'n belangrike deel van die hele begin het was julle gehoor 'n sekere ouderdom en nou soos julle gegroei het hulle ook gegroei want hulle is ook nie meer dieselfde mense nie. So Ja. hulle groei saam met die musiek soos hulle saam met julle groei. En dit is amazing om ook te sien, want ja, soos ek gesê het, toe ons al begin het, ek was vars 15, nog nie 'n Jy was snor nie, Vreeslik jonk. baie jonk, maar ek begin uiteindelik my maanhare bietjie te kry. En ja, maar ek dink dis amazing om te sien dat hulle actually saam met ons groei en goeters en ek dink dis dit belangrik vir enige kunstenaar om net Ja. daai te behou, daai connection met jou luisteraars en goeters want vir ons is dit net nog soos maar dat mense eintlik luister. Dit maak nie vir ons sin nie. Ons is hierdie twee loser boeties van Pretoria. So Man, hulle mense Bambo is te mal oor droom syndroom en ek dink dis eintlik so cool want nou jy sê jy was 15. Dis vreeslik jonk. Het dit Ja. vir jou so unreal gevoel want ek meen jy het nou 18 geword net nou die dag en ons gaan nou oor julle nuwe een praat en also daarmee gepaard gaan julle nuwe enkels net maar soos kan jy glo jy het begin as 'n 15-jarige en gedink okay ons gaan net die dingetjie op TikTok sit en nou is jy al 18 en jy het al Ja. vertonings gedoen, konserte gedoen, treffers op treffers uitgesit. Dit is baie vreemd, definitief nog steeds 'n vreemde gevoeling as ek even terugdink en terugkyk. Want kyk, ek en my broer het altyd Hannah Montana gelove op Disney Okay. Channel. Ons het daai elke dag gekyk. Yes. So in daai tydperk toe dinge I guess bietjie begin vlam vat, het dit gevoel soos Hannah Montana Yes. in daai sens. Maar dit is my nog steeds vreemd. Dit voel nog steeds asof ek nou gaan wakker raak van 'n droom enige tyd. Wat amazing is. So ja, net definitief. Ek is mal daaroor. Nou bly ingeskakel. Net hierna gaan ek en Kyle alles dopsong praat, hulle nuwe een. So bly ingeskakel. Jy is nog steeds ingeskakel op net gesels saam met my Sarah Jane en ek en Kyle het nou al so 'n bietjie musiekindustrie gepraat. 'n Jong 15-jarige Kyle wat 'n soort van die Hannah Montana leefstyl geleef het, which I'm totally here for. Nou, moet ek by julle splinter nuwe een uitkom, Kyle. Droom Syndroom het pas dopsong release. Wat 'n Yes. liedjie, So- wat 'n vibe. Vertel my meer van hierdie liedjie. So ons het nou 'n paar maande terug besluit dat ons gaan my matriekvakansie vir hierdie jaar gaan vier in Okay. Italië. Yes. So ons het die sakke gepak, daartoe gegaan en wat ons half geleer het uit die experience is half hoe lekker dit is om saam met die naaste mense te kuier en van te hê. En ek dink ons het daai hele konsep en idee gevat en net so 'n sang probeer ingooi en daai vas te vang. Want die doel agter dopsang was eintlik om nie 'n song te skryf vir dop noodwendig nie. Yes. Maar meer 'n song oor jy wat jou tyd geniet saam met jou medemense en jy het van en jy geniet net 'n bietjie lewe en vergeet van die boring stuff en slegte goed wat gebeur in lewe ook. So ja, dit was die hele doel van die song.
ek love dit eintlik en ek dink dit kom so mooi oor in die liedjie self as jy regtig na die woorde luister en al daai tipe van dinge. Nou moet ek vir jou sê, julle het nogal heelwat 'n ander roete gegaan toe dit by die titel gekom het van hierdie liedjie, want julle het op sosiale media gegaan en vir mense gevra omdat hulle nou so baie hou van hierdie liedjie en julle dit nou vol enkelsnit maak, wat moet die titel wees? So, hoekom toe nou daai roete gaan? Ek dink toe ons dopsong vir die eerste keer nou lees by die comment sections en goeters, toe dit amper net so ironies geklink dat ons het gevoel dalk moet ons dit juist doen. Okay. So ons het daarop ingespeel op die ironies en satiriese vibe agter dit. So maar daar was baie mense wat interessante goeters al gekomment het wat ons net nou, maar dis wat ek net vir jou wil vra want dis soos jy sê dopsong is eintlik so ironies, maar ek wil eintlik die woord ikonies gebruik want dit werk werklik vir hierdie liedjie. Hoe het jy en Kirsten toe nou maar besluit wat gaan werk? Want ek kan dink daar was 'n hele paar voorstelle. Daar was 'n hele paar voorstelle. Ek dink ons het gesyfer omtrent soos 10 top voorstelle wat ons regtig baie van gehou het. Maar toe ons dopsong sien, het dit ons amper nader getrek aan dit en ons het net gevoel, jy's okay. Enigiemand gaan weet van 'n song dopsong. Mense onthou dit ook maklik en goed. So dit half net ons nader aan dit toegetrek en toe besluit ons weet wat ons vat dopsong. Nice, is eintlik so mooi gestel. Mense sal nou dink daar was nou 'n heavy komplekse relasie daar agter. Dit gedobbel dit, ons het nee, hierdie het uitgestaan, dit het gewerk en dis die een wat ons bly na terugkom na uit. Exactly, en dis hoe ons hom gevat het. Ek smaal daaroor. Nou moet ek musiekvideo ook met jou praat, want hierdie musiekvideo, een is out there, maar twee, wat 'n musiekvideo? Wat 'n musiekvideo? Waar het hierdie idee vandaan gekom? Shame, dankie. Ek dink met hierdie musiekvideo het ons die voorreg gehad om die meeste onsself te express deur dit. Okay. Want in vorige musiekvideo's moet mense soms jouself terughou of nou 'n sekere manier wees om nou extra cool afkom of iets. En ek dink met hierdie song wou ons sê die musiekvideo so fun as moontlik maak en ook vir die mense wat dit kyk. Want ek haat 'n musiekvideo wat boring is. Dit irriteer my grensloos. Okay. So ons het all out probeer gaan met hierdie ene, baie stupid stuff ook gedoen. Maar dit was 'n groot voorreg want ons het dit eintlik geskiet saam met ons bure. Okay. So ons het lank met hulle gechat daaroor en toe is hulle net soos hoorie, julle drop net dopsong, is julle keen vir 'n musiekvideo en toe kom ons op met die konsep en toe skiet ons dit. Dis eintlik so cool want soos dit lyk of jy en jou boetie mega pret gehad het in hierdie musiekvideo. Dit lyk of julle regtig julleself geniet het. Maar nou gaan jy en jy sê eintlik dit was nie hierdie elaborate groot meeting nie, dit was regtig net julle bure. Ja, dit was eintlik so chill. Soos ek dink ons het ook die hele musiekvideo geskiet in omtrent 4 ure. Okay. Ons het opgedaag by die plek en besluit ek weet jy wat, kom ons rol net. Ons kom op met die crazieste stuff. Maar ek dink die lekkerste was vir my toe ek my broer oor die kop kom. Ja, ek het gesien. Die mense wat nog nie dopsong se musiekvideo gekyk het nie, moenie worry nie. Hierna gaan ons die video speel vir mense. So dan kan nou presies sien daai een geleentheid waarvan jy praat. Maar dit is 'n goeie deel. Ek gaan eerlik met jou wees. Jy het ook gehou van die deel so. Ja, so dit werk. Exactly. Nee, maar baie keer dink ek mense en veral kunstenaars omdat musiekvideo so groot deel van die liedjie ook is, veral as 'n liedjie goed is en mense hou van die liedjie. Ek dink dit is so natuurlik om te gaan, okay, hoe gaan die musiekvideo lyk of gaan hulle 'n musiekvideo uitbring? Ek dink dit is die volgende vraag wat gevra word. Die vraag. Maar ek dink dan maak dit eintlik bietjie moeilik vir julle as kunstenaars van dan moet julle gaan sit en baie keer dink mense aan die elaborate goed en soms is dit so eenvoudig soos gaan net terug na die basics toe en het bietjie fun. En gaan skiet dit. Nee, ek sê heeltemal saam. Ek dink die beste ding om net in gedagte hou is om nooit jouself te ernstig op te vat nie, want mens lewe net een keer. Okay. So maak eerder 'n joke van alles en dan jy weet nooit. Smaal daaroor. Nou, julle het regtig met hierdie hele liedjie sosiale media as hierdie tool gebruik wat julle gebruik het om dit te promote, te bemark, vir mense te vra vir 'n titel, te tease, al hierdie dinge. Dink jy sosiale media en ek love dat jy nou eintlik
jonk is, dat ek hierdie vraag vir jou kan vra. Dink jy sosiale media speel 'n groot rol in die bekendstelling van 'n liedjie? Ek dink definitief. Ek dink meeste mense en veral die jeug van vandag is op sosiale media. Ja, En dit is ook waar ek veral nuwe goeters uitvind, van nuwe songs hoor en yes. goeters sien. So ek dink sosiale media is letterlik die nuwe DStv, maar in vandag se tyd. So goed gesê, So. die nuwe DStv, ek like dit. Daar gaan nou 'n paar mense wees wat nou warm oor die kraag raak en sê DStv sal altyd bestaan. Hy sal altyd, DStv het 'n spesiale plek in my hart vir ewig en altyd, maar ja. Ja, en ek dink ook die ding met sosiale media is dit is so instant. Jy kan, soos jy sê, jy kan dadelik uitvind van nuwe musiek, nuwe kunstenaars wat aangaan. Waar in die verlede voel ek as jy van iets gehoor het, was dit 2-3 dae later en dan het dit eers 'n groot storie geword. Ja, Of en die jy nuus moes gegee. moeite gedoen het om ook uit te vind hoe dit, want soos jy sê met sosiale media, jy tik 'n paar woorde in en jy kan enigiets sien van honde wat in swembad inspring of Yes. mense wat op hul koppe dans, so nee, definitief. Nou moet ek vir jou vra, want jy is nou deel van die jeug van vandag. Jy het dit nou al baie keer gesê, ek is deel van die jeug van vandag. Ons fone is altyd in ons hande, ons is altyd op sosiale media. Ja. Dink jy party ouer kunstenaars of net kunstenaars as 'n geheel? Kom ons sit aan breël term daarso. Kunstenaars as 'n geheel maak baie keer die fout deur nie te sien hoe sosiale media hulle kan help om hulle musiek te bemark of hulle self te bemark nie. Dink jy hulle sien dit as iets wat meer vir die jeug bedoel is as vir musiekbemarking? Ja, ek dink definitief so en ek dink is amper in 'n sens bietjie dom van hulle want hulle Okay. mis uit op 'n hele mark wat hulle ook deel kan maak van hulle musiek. Want ek het al agtergekom daar's baie musikante wat half deel is van 'n rekordlabel en dan verwag hulle die rekordlabel doen alles, maar hulle hoef niks te doen nie. So ek dink daar's definitief artist wat half uitmis op daai mark en daai aandeel van Ja. wat jy kan bereik en voet. So ja, ek dink dalk is hulle bietjie uit en hulle is bietjie boomers Okay, dis in fyn. daardie Dis fyn. sens. Maar ek voel mense moet net altyd jouself ingelig hou oor vandag se goed, want dit sal net altyd bydra tot jou Ja, skep, so. en meer as dit, ek dink dit is wat julle ook help en ek wil nou spesifiek Drum Syndroom hierso praat, want ek dink deur die meer aktief op sosiale media te wees, het julle ook 'n aanvoeling vir wat die mense tans na luister of wat se musiek trend en ek dink dit help julle ook om dan nou te dink, dit werk so dalk moet ons 'n liedjie doen wat miskien soos dit is. Ek dink definitief so, want gewoonlik waar ons songs ook vandaan kom is gewoonlik van inspirasie. Okay. Of dit nou is van 'n ander song of van 'n show wat ons gehad het of goeters. So, maar ek sou sê social media dra definitief by tot daai inspirasie om veral ook net te sien wat besig is om aan te gaan in die mark en wêreldwyd. En ek voel dit help mense om aan te groei en te verbeter. Yes. Maar nou moet ek So. vir jou vra, want nou sê jy ja, sosiale media is hierdie great tool en dit is. Ek meen ek self sal nie so baie geweet het as dit nie vir sosiale media was nie. Ek meen Ja. om ingelig te bly en op datum te bly met al julle kunstenaars, moet ek julle basically 24/7 stalk en dit klink wild as ek dit sê. Maar anders ek moet nou weet wat aangaan. En dan sê julle weet wat soort van die luisteraars nou na luister en wat werk. Is dit dan baie maklik om in daai slaggat te val van wel dit werk, so ons kan net sowel dit uitsit as om te gaan nee, ons gaan uitsit wat ons wil uitsit. Ons wil uitsit. Yes. Ek dink dit het definitief al 'n paar keer met ons gebeur waar ons nou in daai slaggat val want mense dink nou, okay, kom ons skryf in daardie genre of vir daai tipe goed. Maar ek dink ons het daarom besef om net musiek te maak wat ons wil maak en wat ons persoonlik sal luister. En ek dink dit moet geldig wees vir enige ander kunstenaar. Mens maak foute en mens skryf ook dom songs. Ja, So maar ek dink om net jouself in check te hou en altyd te skryf oor wat jy wil skryf en nie noodwendig in die slaggat val of iets nie. ja. Dit is eintlik baie goed gestel. Nou moet ek vir jou vra want ons praat so baie oor jy en Kirsten wat musiek doen en skryf en julle proses en alles. Hoe lyk daai proses wanneer jy 'n nuwe liedjie aanpak of 'n nuwe liedjie wil begin of 'n idee het of 'n konsep het? Wat is julle proses? What happens? So meeste van die kere soos ek gesê het nou, dit kom van my experiences. Okay. Soos byvoorbeeld dans alleen het gekom van ek's nou vars uit 'n break-up. Yes. Ek voel ek dans alleen en goeters. So meeste van die kere is dit 'n experience wat ons het en dan vat ons die konsep van
daai emosies wat ons gevoel het en hoe ons gevoel het ons deur daai situasie gegaan het. En ek dink wat afhang van of 'n sang goed is of nie, is of ons dit reg kry om die emosies reg te bewoord. Yes. So ja, maar die proses is maar Ja. dit. En ek Ja. dink dit is eintlik so kragtig, maar ook eintlik so effektief, soos jy nou sê, en ek wil regtig die woord effektief hier gebruik, want jy het dit nou eintlik so mooi vir my gesê, en ek moet jou komplimenteer nou op dit, Ja, dankie. want jy sê jy het so sekere goed is uit own experiences, en ek dink, baie keer as jy jou eie ervarings na 'n liedjie toe bring, dit is wanneer mense resonate, want hulle sien die real in dit. Die menslikheid agter dit. Ek Ja. stem 100% saam. En ek dink Ja. dis wat julle musiek eintlik half so lekker maak, maar ook so uniek maak, want mense resonate regtig, julle luisteraars resonate regtig met julle liedjies, maar meer as dit met die Dankie. woorde wat julle gebruik, want ek dink dis soos ons heel aan die begin gesê het, julle probeer nie iets of iemand anders wees nie, maar julle skryf, soos jy nou sê, ook uit eie ervaring, soos jy wat sê, ek het uit 'n break-up gekom, guess what, jy wat vir my sit en Ja. kyk op die verhoog, wat dalk deur 'n break-up gaan, ek's ook net mens, ek gaan ook deur 'n Nou, break-up. Okay, ja, exactly, maar dit is die hele punt Ja. wat ek voel, wat ek so baie hou van musiek is dit kan soveel mense bymekaar bring in verskillende situasies of iets, of jy nou 'n break-up of verlief is Ja. of iemand dalk verloor het. Musiek is vir my half hierdie, dis hoekom ons musiek maak, is Ja. juist van dit bring almal nader aan mekaar. Nou So, moet ek vir jou vra, het julle gedink aan die heel begin dat mense regtig so gaan resonate met Droomsindroom se musiek en gaan hierdie musiek word vir my gemaak of dit spreek my lewensverhaal? Nee, ons het nooit so gedink nie, juist vir die feit omdat ons gevoel het net ons gaan resonate met dit of relate met dit. En ons het nie gedink daar gaan enige ander mense wees wat aanklank met dit vind nie. So dis juist hoekom ek voel gaan enige tyd wakker raak van 'n droom. Want dit is my nog steeds, dit breek my brein. Dit breek Ja, my dan brein. eindig die Hannah Montana realiteit vir jou. Ja. Okay, maar ek gaan nou vir jou sê, dis glad nie so nie. Jy leef nie in 'n Hannah Montana realiteit nie. Hierdie is real. Mense love vir Droomsindroom. Ja, dis En vir my so. ek dink dit is so cool dat julle gaan en sê julle maak musiek, maar julle wil ook musiek maak wat mense mee kan resoneer. En ek dink dit kom terug na daai heel begin ding toe wat ons gesê het van sodra jy fake probeer wees, werk dit nie, want dan gaan mense die disconnect half agterkom. Ja, hulle gaan agterkom en ek dink dit is half die grootste ding wat ons ook geleer het is om as jy persoonlik in 'n sens, ek kan dit verduidelik in 'n sens, as jy nie lekker voel nie, maar jy probeer 'n sang uitsit wat oor lekker gaan die sang nie Ja. goed doen nie. Ek dink jy moet altyd net eerlik wees met jouself en jou eie emosies sodat dit uitkom, jy weet. Ja. Nou, terug by Dopsong, jy het nou vertel hoe hierdie liedjie about gekom het in die snaakste van manier, maar as iemand nou nog nie Dopsong geluister het nie en so soort van wil nou weet wat die boodskap met hierdie liedjie, wat sal jy sê is die boodskap met Dopsong? Ek dink die boodskap met Dopsong is om altyd te onthou, geniet jou lewe, hê van. En dis okay as jy elke nou en dan 'n dopglasie drink, daar's niks fout daarmee nie. Net wel as jy bo 18 is, andersins is dit nie cool Ja, nie. matigheid vooroe, mense, matigheid Ja. vooroe hierso en legal drinking age. Ja, legal asseblief. age. Maar ek dink ja, ons wou net al mense laat onthou het met die sang van om net weer 'n bietjie van te hê en te vergeet van jou worries in lewe. Ja, want ek dink ons leef in 'n samelewing wat jy so op pad is na die volgende ding toe en jy jaag na die volgende ding toe en stresvlakke is baie hoog in vandag se lewe en mense het regtig is besig om met baie te deel. So ek dink is so cool dat jy eintlik 'n liedjie gevat het en net gesê het jy kan so 'n bietjie ontspan, jy kan so 'n bietjie relax en net vergeet van die worries net vir 'n oomblik. Ja, nee, ek dink definitief, want soos jy sê daar is soveel stresse wat 'n mens ervaar of negatiewe goeters veral op social media, daar's die hele tyd negatiewe goeters daarop. So ek dink dit is vir ons 'n groot eer en dis vir ons great om net 'n sang te kan maak wat 'n paar mense hopelik bietjie beter kan maak voel. Ja, en ek dink is ook so maklik om as jy op sosiale media is en jy sien nie negatief en nie mooi nie en daar's regtig die druk daar buite, dan is dit half 'n ding van is baie maklik om dan ook in dit in te leen en te sê wel, dan kan ons net sowel negatief raak in ons musiek en hierdie swaar musiek skryf en julle gaan half teen dit. En julle sê nee, kom ons bring die fun in dit uit.
Ja, Shame, ek dink ons het al agtergekom van mense gaan maar deur fases in die lewe waar jy bietjie hartseer voel of iets, Yes. maar ek dink ons sal altyd daarna toe streef om happy musiek te maak en mense goed te maak voel. So Ek love dit. Nou moet ja. ek vir jou vra, jy het Dopsong uitgebring, daar's so klein bietjie van die jaar oor. So, hoe lyk die res van 2025 vir Droomsindroom of hoe lyk die begin van 2026 vir julle? 26. Ek dink vir die res van 2025, ons beplan definitief dalk 'n album vir die einde van die jaar. Oh, dis Ons skryf mega besig. exciting. Nou is Dit is baie mense cool. soos, yes! Let's go. Ons het eintlik nog vir niemand gesê nie. So jy's eintlik een van die eerste Ons mense. een van die eerste, so nou het jy dit gesê, Kyle. Ek gaan eerlik Ja. met jou wees, I'm gonna hold you to it. I'm gonna hold you to it. Ek weet nie waar Kirsten is, hy slaap hy of besig, maar want ons weet hy's Maar bietjie ook siek vandag, maar ek gaan hom op Ja. dood hou. Okay, ja, definitief. Maar ja, ons is baie hard besig om te werk aan songs en songs te skryf. Ons het actually een van die liedjies al vinnig gepost op TikTok net om te kyk hoe die mense doen. Okay. Maar dit is nog baie akoestiek en goeters. Nou moet jy weet, daar gaan mense nou soos in spring na julle TikTok toe Om te gaan soos kyk. te gaan kyk wat dit is. Dis amazing. Maar ja, hulle kan definitief nog baie nuwe musiek verwag en vir volgende jaar ook. Ek's nog nie seker oor die planne vir 2026 nie, maar Okay. definitief nog baie songs. Okay, so daar's definitief nog baie pad vir die laaste bietjie van die jaar want ek het nou gedink Ja. jy gaan want ons het so van ons is besig hierdie jaar want julle het baie musiek hierdie jaar uitgebring. Julle het nou net Dopsong uitgebring en ons so Ja. klein bietjie oor van die jaar en jy sê nee, is oor as genoeg tyd. Dis okay. Ja, nee, Shame, ek voel ons het soveel songs al klaar reg. So in 'n Yes. sens ons moet dit net uitkry en uitsit. So Julle gaan Nee, mense dit- heavy excited maak as hulle weet as jy sê ons het songs reg. Dis daar. Ek moet net dis goed. Okay, Kyle, jy het gesê ons baie liedjies. Waar is daai liedjies? Waar's die liedjies? Ja, nee, ons moenie worry, ons gaan daarmee net soos een of twee liedjies uitsit. Nee, dit behoort 'n album te wees. So Dis great en ons gaan nou vir mense Dopsong speel. Enigiemand wat nog nie die musiekvideo gekyk het nie, moet hierdie musiekvideo nou kyk. Dit is 'n absolute vibe en kyk of jy Kyle se gedeelte kan spot daar in die musiekvideo. Nou, hier op Net Gesels Kyle het ons 'n bietjie van 'n tradisie. Net voor ek Okay. nou jou hele enkelsnit speel van Droomsindroom en hierdie liedjie vir almal wys, vra ek vir die kunstenaar met wie ek chat, wat is jou klein stukkie advies wat jy mense mee sal los? So Kyle, ek gaan nou die vloer vir jou gee. Wat is jou klein stukkie advies wat jy Ja. mense mee sal los? ek dink dit is iets wat ons nog altyd mee lewe en ek dink dit gaan ook saam met ons bandnaam is om altyd groot te droom. Ek dink as 'n mens iets kan droom, beteken dit jy kan dit ook bereik. So ek dink dit is maar daai basic en cliché ding van droom groot. En ek dink om ook net nooit jouself te ernstig op te vat, geniet jou lewe. Want ja, mens lewe een keer. So daar's my klein stukkie advies. Dis eintlik baie basic. Ek moet gedink aan beter advies. Nee, ek love, Maar- dit is baie keer die basicste advies, nê, wat die Hmm. hart se slaat, wat die solace is, wat mense gaan, wow, dis so Ja. waar. Dit tref. Dit definitief. Ek sê vir jou 1000 dankies. Dit was heerlik Oh. om met jou te chat. En nou En met kan jou ek, ook. dankie. Nou kan ek eintlik vir mense sê, hier is Droomsindroom met Dopsong.